Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Te beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Hartlik welkom by nog 'n episode van die evangelisasiestasie. Dis weer 'n groot voorreg dat ek in Roan Steyn daar van 'n geformeerde gemeenskapskerk in Oshakati kan gesels oor die Heilige Gees as kerkbouer en samebinder. Ons gaan nou so 'n bietjie lekker daaroor gesels, maar hartlik welkom Roan hier in ons gesprek. Baie dankie. Wanneer ons praat van die Heilige Gees is die kerkbouer en samebinder, dan moet ons verstaan in die lig van as ons nou praat van 'n kerkbou. Hoe word die kerk gebou? Fisies steen vir steen. Kan mense dink aan die gebou self, maar eintlik is ons hier besig om te praat van die kerk van die Here wat die gelowiges is. Nou die gelowiges is uiters belangrik, want sonder die gelowiges is daar nie 'n kerk nie. Die kerkgebou is nie vir die Here so belangrik soos die kerk wat die gelowige self is nie. En natuurlik sê ek nie daarmee dat ons nie moet kerk toe gaan nie, dat die gebou waar ons bymekaar kom, die Here te eer en verheerlik nie belangrik is nie. Dis ook die ruimte en die plek waar die Here daarvoor gee dat ons op daai bestemde tyd en op daai bestemde plek dan bymekaar kan kom om dan in 'n verhouding met die Here te wees en om dan aan die Here eer te gee en om dan toegerus te wees met die woord. Wat ons dan sê is, wat uiters belangrik is dat die Heilige Gees die een is wat die kerk bymekaar bind, die gelowiges aan mekaar bind as een algemene Christelike kerk. So gelowiges reg oor die wêreld is aan mekaar verbind deur die Gees. So al is ons gemeentes op verskillende plekke in die land, op verskillende plekke in die wêreld, is die voorreg wat ons sê het almal wat in Jesus Christus glo en wat ware gelowiges is en wat ware kerk is, dan saamgebind deur die Gees om as kinders van die Here te wees en te lyk daar waar die Here ons ook geplaas het geografies in die verskillende lande en gebiede, dorpe. Nou, wanneer mense dan praat van die kerk, die gelowiges wat gebou moet word, dan praat ons weer fisies oor geloof. Die geloof wat moet groei. Die gemeente wat op die einde van die dag in hulle gawes moet werk om hulle gawes te oefen. Ons nou met ons vorige episode baie mooi eintlik daarop gefokus om te sê, maar die gawes verskil elkeen van mekaar. En party het 'n gawe om predikant te wees, ander gawe om prokureur te wees, ander gawe om te sing, ander gawe om siekes te genees. So kan ons nou al die gawes opneem. Maar elkeen van ons se gawes verskil, maar elkeen van ons is uiters belangrik vir die Here, want hy wil een en elkeen van ons gebruik in sy kerk om sy kerk dan fisies ook te bou. En waarom as mens nou kyk na 1 Korintiërs 12, dan sien mens dat die Here daar vanaf vers 12 baie mooi en duidelik maak dat daar vanaf vers 18, maar nou het God die lede elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam. En daar is nou die getuienis dat al is ons verskillende lede, verskillende mense in die kerk van die Here, vorm ons een liggaam. Want ons is die liggaam van Christus, die kerk van Christus. Hy is die hoof. Dis wat ons nou hoor in Efesiërs 1. Hy is Jesus Christus die hoof, die een wat bepaal wat in die kerk moet gebeur, hoe die kerk moet lyk, hoe die kerk moet leef, hoe die kerk moet op die einde van die dag in diens wees van die Here. En is hy wat op die einde van die dag bepaal ook van wat ons in die kerk moet doen, elkeen afsonderlik, maar ook gesamentlik in diens van die Here. En daarom sê hy dan hierso in 1 Korintiërs 12 dat hy ons bymekaar gebring het om dan sy kerk te wees, gelowiges te wees. 'n huis, en ek baie mooi praat van broers en susters wat saam kinders is van die Here, wat bymekaar kom om ons hemelse Vader te ontmoet. Roan, ek het nou al baie gesien. Wat kan jy byvoeg?
Daarop kan ek net sê amen. Ons is klaar. Nee, ek grap dit nie. Twee gedeeltes en dit gaan vir my oor die eenheid wat die Gees bewerkstellig. Die Gees verenig ons met Christus, maar hy verenig ons ook met mekaar en dit is belangrik. En 1 Korintiërs 12 wat jy gelees het, is net 'n bietjie vorentoe gaan, terug in aan hoofstuk vers 13, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees deurdrink. En dit vat ons dan na Efesiërs 4 toe, waar hy sê, ek druk dit op julle hart, ek wat 'n gevangenes, omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig, verdra mekaar in liefde, en dan lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf, deur in vrede met mekaar te lewe. So die Gees wat daardie eenheid gehandhaaf het. En dan daar's net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar's net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. En dan daai mooi gedeelte, maar ons is 'n eenheid in Christus, maar hy het vir ons elkeen 'n ander geskenk, 'n genadegawe gegee. En so dit gaan oor daai eenheid in verskeidenheid. Ons almal is anders. Nie almal is ouderlinge nie almal kan diakens wees nie, almal kan predikante wees nie almal kan help met koffie en tee voor die diens nie almal kan dalk kos maak nie almal kan 'n professionele groeter by die kerk wees en almal laat welkom voel nie. Nie almal kan die PowerPoint doen nie almal gaan die nuusblaadjie kan doen nie. So die Here gee al daardie goed vir ons, al daardie gawes, juis om die kerk te bou, om kerk te kan wees. Ons kort of natuurlik 'n predikant is belangrik, maar 'n predikant is nie alles nie. Daar is ouderlinge en diakens nodig. Daar is al die dinge nodig om die kerk te kan bou. En ek is ek is nou besig om so 'n bietjie na Esra te kyk. Esra het preek net hoe die Here almal wat daar was saamgebring het om eers die altaar van God te herbou en toe die tempel. En dan lees ons almal wat bygedra het. Selfs met Nehemia, die bou van die muur. Daar was salfmengsters, daar was ou mense, daar was kinders, daar was mans en vrouens. Almal het hulle gawes gebruik tot eer van die Here om te bou. En dit is wat die Gees ons lei. Die Gees lei ons om te kan bou, om die kerk van die Here te bou. Hy is die bouer. En maar hy gebruik ons as mense om dit te kan doen. So elkeen se gawe is belangrik. En ek sê altyd vir iemand, partykeer sê iemand, weet jy wat, Domie, ek kan nie 'n diaken wees nie, of ek kan net nie mense by die kerk groet nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Maar jy hoef dit nie te doen nie. Doen dit wat die Here vir jou gegee het, die gawe wat hy vir jou gegee het. En dit is belangrik. En dan sien ons ook die gawes wat hy gegee het. Efesiërs wat sê, hy het apostels en profete, evangeliste, herders en leraars gegee. En dan sê hy ook wat die doel daarmee is. Die doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So hy gee gawes, hy rus ons toe. Hy rus ons toe sodat ons kan doen. Vers 13, so sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. So hy gee gawes, hy rus ons toe, sodat ons kan doen, sodat ons tot iets kan kom. En dit is tot 'n volgroeide mens, so volmaak en volwasse soos Christus. En dan die rede daarvoor is, sodat ons nie soos kinders kan wees wat geslinger word en deur elke wind van dwaalleer en vals leraars om ons met hulle slinksheid en lissigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Ons gaan dan nie soos golwe wees wat heen en weer geslinger word nie, maar ons gaan vas staan. En dit is wat die Gees doen. Vers 15 sê, nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. En gelukkig het die Here, en dan gaan hy verder, die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde. En so dit is belangrik. Die Gees lei ons sodat daar eenheid kan wees. En baie mooi wat jy gesê het,
die kerk is nie 'n gebou nie, dit is mense. Daar's 'n eenheid tussen die mense. Wat maak dit ons een is? Nie ons velkleur of ons taal of ons stokperdjies of ons denke of ons gawes nie. Dit maak nie dat daar eenheid is nie. Eenheid is daar op grond van dit wat Christus gedoen het. Ons is deel van sy liggaam, ons is kinders van die Here, so daar's eenheid en die Gees gee dan vir ons gawes sodat ons as die gemeente kan bou, die kerk van die Here kan bou en sodat ons ook op die einde kan groei in ons geloof en ons kennis. En dit kom net weer by wat ons by die vorige video gesê het, die Gees wat ons bystaan sodat ons al hoe meer in die beeld van Christus gevorm kan word. Ja, ek dink dis nogals iets besonders om te sien hoe die Here deur sy Gees ons help groei in die woord, om ons die smagting te gee om Bybelstudie te doen, huisgodsdiens en gebed. En dan sê Romeine 12 ook net om by jou aan te sluit, sê Romeine 12 daarby vanaf vers 4. So baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net soos ons, al is ons baie in Christus een liggaam en almal afsonderlik lede van mekaar, ons het genadegawe van mekaar verskil vir ons genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik ooreenstemmig die geloof wat ons bely. As dit om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons mense bemoedig. As ons gee, laat sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Dit is net om aan te sluit by wat Roan nou gesê het. Dis presies wat die Here vir ons sê. Gebruik die gawe wat die Here vir jou gegee het, om in die kerk van die Here te eer en te verheerlik. En dis hoe die Here jou geskaap het, om werklik ware verskil te maak in die verhouding wat jy het met die Here, daar waar jy gevestig word. Maar dan ook verder, soos nou praat van die feit dat ons glo in een algemene Christelike kerk, dan moet mens self eintlik maar afvra, maar dit bely ons elke Sondag wanneer ons geloof bely, maar wat bedoel ons nou daarby? Want dit voel so half, dis maar 'n algemene kerk, daar's nie eintlik iets spesifieks daaraan gebind nie, maar glad nie is dit wat ons bely as gelowiges nie. Ons bely daarmee dat algemeen is reg oor die wêreld, Christelike geloof, Christelike kerk is waar Christus as die hoof van die kerk werklik waar funksioneer en waar hy die Here is, die een is in beheer, waar hy geloof geprys vir die Here in sy woord van ons openbaar het. Dit is wat ons praat van in een algemene Christelike kerk, En dan waar ons dan glo van die gemeenskap van die heiliges, is dit die Gees wat ons dan saam bind. Ons hoor spesifiek daar aan Sondag 21, dan staan daar, maar hoe is ons dan saamgebind aan mekaar? En dan staan daar eintlik, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Hoe is ons saamgebind? Dan staan ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik, is Sondag 21, vraag 55 en antwoord 55. Ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en vreed tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. En dit is presies waar dit nou gaan. Is dat wanneer ek dan deel is van die kerk, dan moet ek my gawes gebruik sodat die kerk van die Here nie 'n tekort het nie. En dit is eintlik waar dit gaan. As ek nie my gawes gebruik nie, as ek nie op die vandag kind is van die Here en ek leef nie by die kerk en ek is nie by die kerk, by die gemeenskap van gelowiges, daar waar ons toegerus word met God se woord en daar waar ons mekaar kan ondersteun, mekaar kan versterk, waar ons soos Galasiërs 6 mekaar se laste kan dra, waar ons vir mekaar kan bid. As jy daai pad kan saamstap nie, dan is daar 'n leemte in die kerk van die Here. Dan is ons besig om eintlik te sê, maar ons verhouding met die Here is eintlik met my eie verhouding. Die Here werk deur my gees om by 'n kerk aan te sluit. En dit is absoluut ons, en ek dink in ons gemeenskap hier in Soemep, sien mense dit waar Bybelstudies gehou word op Sondag en eredienste, wanneer die mense wil nie by 'n kerk betrokke wees nie. Hulle het seer gekry en nou is dit gefokustheid op hulle self en wat hulle graag wil hoor as om by 'n kerk aan te sluit en hulle gawes te gebruik en werklik die Here te eer en te verheerlik. En dis vir ons die hartseerste dat daar baie mense is, veral na COVID, wat baie selfgerig nou ook wil kerk hou. Ek sien daar by my huis,
op YouTube erediens kyk, wat eintlik nie 'n erediens is nie, dis 'n oordenking. Want jy is nie in die huis van die Here, jy is nie daar in die teenwoordigheid van die gelowiges, jy is waar die Here jou soek. Hy sê daar in Hebreërs 10 dat ons, wanneer ons die oordeelsdag van die Here sien nader kom, moet ons juis kerk toe gaan. Ons moet nie versuim om kerk toe gaan. Jy kan gerus daar Matteus 10 vanaf vers 25 af begin lees, 19 tot 25. En dit is die crux van wat ons nou moet besef, is dat die Heilige Gees ons nie nou forceer om weg te beweeg van die kerk nie, maar juist eintlik na die kerk te kom, hy bind ons saam, hy dryf ons saam, en dit is wat samebinding beteken. Dit beteken nie elkeen op sy eie nie, en dan is daar leemte in die kerk. Dus ek nou kerk toe gaan, ek besef nou hoe belangrik dit is dat ek as kind van die Here, as broer, saam met my susters, saam met ander broers, saam met ander susters, die Here gaan eer en verheerlik en my gawe daar gebruik in die kerk. En dit is dan vir ons die fokus wat ons moet hê as gelowiges, dat die Here deur sy Gees ons werk, juis sodat ons gemeenskap met die Here kan leef, en nie afsonderlik nie. Ja, ek dink is maar 'n praktiese toevoeging wat ek graag wil maak. Juis omdat baie mense sê, maar die Heilige Gees werk net soveel soos in jou, wat jy in die kerk sit, as wat hy werk in my wat by die huis sit. En ongelukkig, broer en suster, moet ek vir jou sê, die Gees gee mens juist die smagting, die begeerte om in die kerk te wees. Ja. Want dit is selfsugtig eintlik van jou om te sê, ek wil nie met die Here by sy huis, in die teenwoordigheid van broers en susters wil wees nie. Jy sê dan met ander woorde, jy is baie belangriker as die gelowiges daar in die kerk. Jou verhouding behels nie hulle nie, dit is nie wat die Here sê nie. Want hoe stap mens dan 'n pad met die Here as jy nie saam met jou broers en susters die stryd stry om gelowiges te wees, om saam in die kerk van die Here bymekaar te kom waar ons juis wil hê nie. Dan is nie meer kerk van die Here, dan is ons besig om afsonderlik vir onsself te lewe. Maar ja, ek bring maar daai toevoeging na die tafel toe. Maar Dominee Jacques, die Bybel sê ook dan vir ons dat daar waar een of twee in die naam van die Here vergader, daar is die Here. So ek het net twee mense nodig. Ek het net my man of my vrou of my kind nodig. Ek het niemand anders nodig. Die Bybel sê mos so. Nee, ek sê dit tong in die kies. Ek dink ek gebruik baie die voorbeeld by die kerkassasie en ook by huisbesoeke is as jy kyk na 'n huisgesin, dis die pa en die ma en dan die kinders. Elkeen het 'n funksie wat hy vervul in die huisgesin. Verwagtinge. Jy verwag dat daar kos op die tafel gaan wees, of dit nou die ma is of dit nou die pa is wat dit gemaak. Jy verwag dat daar iemand gaan help om die swaarsak uit te vat wanneer dit vullisverwyderingsdag is. Jy weet die gras moet dalk gesny word of wat ook al. So as ek net gaan sê, weet jy wat, ek as kind sê vir my pa, ek gaan nie gras sny nie, of ek gaan nie help met die kos nie, ek gaan nie help met die vullisverwydering nie, ek gaan in my kamer die hele dag sit en niks doen nie. Hoe gaan jou verhouding met jou huisgesin wees na 'n paar dae of na 'n week? As jy kluisenaars bestaan gaan hê in jou eie kamer. Eintlik wat jy daardeur sê is, ek wil nie deel wees van die huisgesin nie. En maak nie saak of jy nou nog dieselfde van het of wat ook al nie, jy gaan voel jy behoort nie. En jy huisgesin gaan dink, maar jy behoort nie meer by ons nie. En dit is so met die kerk van die Here ook. As ek nie meer met my broers en susters in die gemeente gaan gesels nie, as ek nie meer eredienste bywoon nie, wanneer ek nie my gawes gebruik nie, wanneer ek nie meer 'n fondsinsameling ondersteun of net help of wat ook al nie, dan gaan dit voel ek hoort nie meer daar nie. En dan baie keer dan sê mense, ja, maar ek voel regtig ek hoort nie daar nie, ek het die mense gesels nie meer met ons nie, of wat ook al. Ja, want jy is nooit by die kerk nie. Jy is nooit by die samekomste van die gemeente nie. Dis nie die gemeente se skuld dat jy nie voel, of dat jy nou voel jy hoort nie. Dis eintlik jou eie skuld. En om daarvan weg te beweeg, om te weet, ja, ons verskil van mekaar. Daar is paar mense wat my party Sondag baie kwaad maak. As hulle sien, dan weet hulle kom met presies dieselfde storie en soek weer nonsens. En ja, daar is iemand wat my hierdie week kwaad gemaak het as ek kom by besigheid. En ek weet Sunny en wie ook al, hulle het van hierdie week vir my geskinder
maar die Here bind ons saam. Ons is nog steeds 'n geloofsfamilie. Ek gaan nie nou ewe skielik net uit my biologiese familie uitstap omdat my ma kwaad was vir my of omdat my pa iets oor my te gesê het waarvan ek nie gehou het nie of wanneer my sussie my nou geïrriteer het, gaan ek nie net my goed vat en loop nie. En soos met die huisgesin van die Here ook. Mens worstel daardeur om te weet ons almal is sondaars. Maar ons almal dieselfde Pa. Die Here het dieselfde genade aan ons almal getoon, dieselfde liefde aan ons almal en hy gee sy gees om ons saam te bind, ten spyte van ons verskille, ten spyte van die bekommernisse, ten spyte van die bekleierery wat daar baie keer in 'n gemeente kan wees. Ons is saamgebind en ons almal het 'n gawe. En dit is wat ek graag net vir die luisteraars wil sê, dat jy gaan dalk seer kry in 'n gemeente. Dit gebeur baie dat dominees is sondaar mense, ouderlinge, diakens is sondaar mense, die mense wat langs jou sit is sondaar mense, so daar gaan baie keer gebeur, dit gaan gebeur dat jy baie keer seer kry, maar dit is nie genoeg rede om net jou goed te vat en te waai nie. Eendag was hier 'n bekleierery en 'n vrou het 'n pastei gebring vir na die tyd om te eet. Toe was daar, gelukkig nie by gemeenskapskerk, maar toe was daar 'n bekleierery en toe vat sy 'n paai en waai. En elke keer spot ek haar en sê ek, jy moet nou net nie weer jou paai vat en waai nie. Maar dit is wat baie mense doen, hulle vat hulle goed en hulle loop net. Maar omdat daar 'n eenheid is, en ons kan 'n bietjie daaroor gesels wanneer ons eendag gaan praat oor kerk en wat die doel van die kerk is, en dan gaan ons weer kom by die eenheid. Selfs in 'n kerkverband. Ons beklei baie keer in kerkverband oor klomp dinge. Ons stem nie saam oor kelkie en nagmaal, beker, ons stem nie saam oor vroue diakens nie, en daar's bekleierery oor vroue ouderlinge en wat ook al. En daar gaan nog baie sulke dinge wees. Maar wat bid ons saam? Dit is die Gees wat ons saambind, want ons het dieselfde geloof, ons het dieselfde belydenis. En dit is wonderlik, nie net vir ons nie, maar ook van gelowiges in ander dele van die wêreld. Ons is dieselfde as die Arabiere nie, ons is dieselfde as die mense in Kenia nie, ons is dieselfde as die Amerikaners nie, maar wat ons saambind is die Gees, en ons kan dankbaar wees daarvoor. Eenheid in verskeidenheid, iets wat ons moet koester. Ja, ek wil daarbey aansluit, jy weet nou praat van mense wat net hulle goed vat en loop. Mense sien dit veral in die lig van as dan nou die dag tug is, want tug is ook geestelik, geestelik as my broer en suster afgedwaal het, hulle optroep en vir hulle te sê, luister, maar kom terug. Tug is nie pak slaan nie, tug is om te sê, jy sien jou broer is besig om te doen wat verkeerd is in die oog van die Here, jy besef jy het self 'n splinter in die oog, maar jy besef ook dat die Here jou oproep om daai persoon ook by te staan, en soos daai persoon jou moet bystaan as jy iets verkeerd doen. En wat ek ook nou al beleef het hier veral in ons gemeente, is sodra daar tug begin toegepas word, miskien veral by die jonger generasie, veral by die ouer generasie het ek ook nou 'n paar gevalle gehad, waar hulle so kwaad raak omdat hulle nou onder tug geplaas omdat dit wat hulle doen nie reg is in die oë van die Here nie. En dan vat hulle goed en dan hardloop na 'n ander gemeente toe. Maar wat hulle vergeet, is jy hardloop nou dalk weg van my broers en my susters. By die hemel gaan ons almal weer in dieselfde huis met mekaar moet kom. En dit is vir my die verstommende. Jy hardloop nou weg want jy wil nie vrede maak nie. Jy kry dit in jou hart om in liefde die probleme op te los en te sê as jy fout gemaak het, is jammer nie. Maar jy gaan na 'n ander gemeente toe waar jy dink dit dalk beter is, maar daar is ook net soveel probleme. Gaan kyk, jy kan maar eintlik enige gemeente gaan kyk, en met enige prediker gaan gesels, gaan vra wat gaan aan ons gemeente? Is daar altyd net vrede? Dan gaan hulle sê nee, dis soos enige huishouding, die boetie en die sissies verskil partykeer. Nee, daar is partykeer bakleierery, maar dit beteken nie die boetie en die sissies nie meer lief vir mekaar en hulle wil nou uit mekaar uithardloop nie. Dis juist in liefde wat ons dan die saak oplos en sê maar okay, kom ons kom weer terug na die Here toe wat hy van ons verwag. En dan hoor ons wat die Here sê, want vandag moet die Here net sê, so sê die Here, ons Here. En dan bring die Gees ons tot bedaring. Dan bring die Gees my eie siening van, maar ek wil dit nou sien gebeur, of ek wil dit nou hê, dit moet nou die alfa en omega wees in die kerk. Bring hy ons tot bedaring om te besef, maar dis nie wat die Here nou soek nie. Wat die Here wil hê, is dat ons 'n pad met hom stap, soos wat hy van ons verwag, en as dit in die kerk geskied, as ons waarlik die woord suiwer bedien, as die sakramente suiwer bedien word, en die tug suiwer uitgeoefen word, dan weet ons is besig om 'n ware kerk te wees. En dit gee mense al klaar berusting, want mense sien die kenmerke van 'n ware kerk, waarlik seëvier. En dat
ons in ons gebrokenheid en sondigheid nie in ons sonde bly lê nie, maar al hoe meer die pad van heiligmaking, soos ons in die vorige video bespreek het, te stap. Want Efesiërs 1 vers 4 sê, die Heilige Gees die waarborg dat ons ontvang, dit wat God aan ons beloof het, nee, die waarborg, hy is daai kwitansie, nee, daai kwitansie wat mense nou baie keer kry by 'n winkel om te sê, jy het nou die betaling gekry, die Heilige Gees daai kwitansie, as jy bewys dat Jesus Christus vir ons sondes betaal het en dat jy die ewige lewe sal ingaan. En as jy daai kwitansie ontvang en jy het geloof in die Here, dan vereis dit van jou soveel meer om nou 'n kind van die Here te wees en deur die Gees jouself te beheer om vrede en vreugde en liefde toe te pas in jou lewe, maar nog steeds die waarheid nie prys te gee nie. En ek dink dit is die werking van die Gees wat ons saambind om te midde van al verskil ons van mekaar oor sekere onderwerpe, nog steeds te sê, maar kom ons kyk wat die Here van ons verwag. Kom ons sit nie met onsself eers wat ek graag wil in die kerk hê nie. Maar kom ons in vrede in dat ons waarlik kerk is van die Here. Want mense kry maar baie in die kerk, veral waar mense vir jou sal sê, maar as dit nie gaan gebeur nie, gaan ek uit die gemeente uit, of ek gee nie my bydra nie, of as jy nou gesê het, jy vat jou paai en jy waai. Ja. Maar wat se gesindheid is dit? Dis is om te sê, as ek nie my sin kry nie, dan gaan ek loop. Gooi ek 'n tantrum. Dan gooi ek 'n vloermoer en dan hardloop ek weg. Maar hoor wat sê Hebreërs 10. Hoor wat sê Hebreërs 10. Daar staan, en terwyl ons hom ook as grootpriester, Jesus Christus as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Daar is die werking van die Gees al klaar te sien. Ons hart is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggaam is gewas met skoon water. Daar getuig dit ook van die doop. Dat die Heilige Gees ook die waarborg is dat ons nou kinders is van die Here. En dan staan dan verder in vers 23 van Hebreërs 10. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Wie oortuig ons dat God doen wat hy beloof? Dis die Gees wat ons oortuig, nee. Weer eens getuienis van die Gees. Maar vers 24, laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie daad. Laat ons kerk wees, nee, laat ons besig wees met wat God van ons vra. En dan vers 25, ons moenie van die samekomste van gemeente af wegbly so partytjies gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan en des te meer na mate jy die oordeelsdag sien naderkom. So omdat die Here ons gereinig het, omdat ons saamgebind deur die Gees, nou moet ons kerk toe gaan. En ons kan nie een kant afsydig alleen gaan kerk wees nie. Die Here sê kom na die gemeenskap van die gelowiges. Daar waar ons werklik as kerk by mekaar kom. Kom daar by mekaar sodat ons kan groei in geloof, dat ons die Here kan loof en kan prys, hy van ons verwag, toegerus mag word deur die evangelie en ons gawes te kan gebruik tot eer en verheerliking van sy naam. Ek hoop waarlik dat hierdie video julle ook sal bring om te besef dat die Gees ook die een is wat ons nie dringend dryf om alleen te probeer kerk wees nie. Hy dryf ons om gesamentlik kerk te wees. En des te meer moet hulle daar waar die gelowiges bymekaar kom, waar die kenmerke van die ware kerk duidelik sigbaar is. En ons weet daar's natuurlik baie valse kerke wat deesdae opspring in ons dorpe en in ons lande. Maar om by die ware kerk te gaan aansluit waar die woordseier bedien word, die tugseier bedien word en die sakramente seier bedien word, sodat die Gees ook daar in jou kan werk om jou deel te maak van die ware kerk van die Here, sodat jy jou gawes kan gebruik wat die Here vir jou gee deur sy Gees om 'n verskil te maak daar waar jy woon en leef. Mag die Here dan ook deur sy Gees julle hierdie begeerte gee om deel te wees van die kerk van die Here, ingeskakel te wees om waarlik daar ook 'n verskil te maak tot eer van die Here se naam. Sterkte en seën met die week. Totsiens.